Goeiemôre, baie hartlik welkom aan elkeen van u by troostdiens van Tannie Lientjie Leroux. Ja, vir julle Louise en die en Nikkie en Lida, julle kinders Janus en Pieter, Barry en Jomarie, julle kinders Leroux, Ella en Mieke. Dit is vir my voorreg om hierdie geleentheid met julle te deel. Tye van hartseer dis nie vir ons lekker tye nie, maar dis juist ook in hierdie tye van hartseer wat ons besef hoe kosbaar ons vir mekaar is, hoe kosbaar ons geliefde vir ons was en hoe dit ons ook weer na mekaar trek, weet na 'n paar jaar wat Tannie Lientjie nie eers hier in Hoopstad is nie, maar wat ons weer hier oor die bande van oor tye gevorm is, weer na mekaar toe getrek word en 'n spesiale tyd van saam onthou en saam wees om die Here se woord met mekaar kan deel. Baie dankie dat julle my ook gevra het om dit saam met julle te deel. Dit is vir my 'n groot voorreg. Kom ons, voordat ons vorentoe gaan, kom ons kom in gebed voor die Here. Ons Here en Hemelse Vader. Here, ons is in hierdie oggend, is ons voor U. Dankie dat ons voor U kan wees, dankie dat ons by U kan wees, dankie dat ons kan weet U is hier in ons midde. Dat U hier is, om ons toe te vou in U groot liefde, om ons te troos, spesifiek vir hierdie familie, wil ons kom bid, Here, dat U hierdie geleentheid sal gebruik om regtig, dat hulle U teenwoordigheid tasbaar in hierdie tyd sal ervaar, dat hulle U nabyheid sal ervaar, dat hulle U genade en U liefde wat hulle toevou, sal ervaar. En dat dit hulle sal troos en sal heel maak. Ja, Here, ons weet as kinders van die Here, het ons nie eintlik regtig iets te vrees wat die dood betref nie, want die dood is vir ons 'n deurgang na 'n lewe van soveel meer volheid saam met U. Maar tog is dit vir ons swaar. En is dit vir ons moeilik om aan die einde van 'n lewe saam met 'n ma, saam met 'n ouma, saam met 'n ouma grootjie, te moet weet, sy het nou eers aangestap en daardie hoofstuk is afgesluit. 'n Hoofstuk wat so kosbaar was, is afgesluit. En sonder haar gaan ek moet vorentoe gaan. En juist daarom wil ek bid, Here, dat U deur U genade en U liefde en nabyheid en die goeie nuus van U evangelie, dat U hulle harte sal vertroos, hulle sal volmaak weer eens met alles van wie U is, sodat hulle van hier af voort kan leef ook met U in U liefde, in U goedheid, met goeie herinnering, en met die wete ook en die versekering, dat Tannie Lientjie veilig in U hande is. Here, ons wil kom voor U en ons wil ons harte ook voor U kom oopmaak. Ja, Here, want ons het ook hiernatoe gekom, aan die een kant nie net om getroos te word nie, maar ook omdat ons weet dat U in dit alles wil U met ons praat. En Here, ons wil nie mis dit wat U vir ons wil sê, hoe U met ons wil praat in hierdie oggend nie. Wil U ons harte oopmaak vir dit wat U ook vir ons wil sê. En nou ook deur ons lofsange wil ons harte vir U oopmaak en wil ons U na U toe nader met ons liedere. Al is ons hartseer, dat ons weet in hierdie omstandighede aanbid ons U as ons God, want U is alles vir ons. Ons
bid dit in Jesus naam. Amen. Ons gaan die Here na die Here toe nader eers met 'n lied wat sê, voel jy soms of die Here te ver is? En dan verskriklike ding, twyfel jy soms aan God se bestaan, weet, is toch, voel hy toch, of dit nie iets is wat 'n kind van die Here kan doen nie, maar juist in sulke swaar tye, dan word ons partykeer in twyfel, dan kom ons partykeer in twyfel, maar juist dat ons in daai tye, God se naby hand, saam met ons sien, en hom eintlik nog nader beleef, en dan, na dit, dan sing ons as 'n loflied ook, o Here my God, as ek in eerbied wonder. Kom ons sing hierdie twee liedere. Voel jy soms of die Here te ver? Twyfel jy soms aan God se bestaan? Jy moet glo dat die Here met jou staan, dat sy Gees oral met jou sal gaan. Jesus sê, hy kom weer, hy kom by die hemel neer, met pastyn en geskaal, kom hy al sy mense haal. Deur sy woord weet ons Jesus gaan terugkeer, na ons wêreld met alles daarin. Wat gebreek is, sal Jesus vir heel maak, deur sy woord weet ons alles mag sin. Hoor hoe sag waai die wind, kyk die glimlach van 'n kind, maak jou los van die kwaad, dis jou Skepper wat hier praat. Jy soms Of die Here te ver is, twyfel jy soms aan God se bestaan. Jy moet glo dat die Heer met jou saamloop, dat sy Gees oral met jou sal gaan. O Heer my God, as ek in eerbied wonder, en al die werke elke dag ontvou, die son en maan, die aarde, sterre, wolke, hoe wie dit elke dag so onderhou. Ek sien die veld, die bosse, berge, vlaktes. Ek hoor hoe fluister grasse, stroom en wind. O Heer, die son verklein, vergroot vir alles, en die son dag na dag vir my kind. Dan moet ek juig, my Redder en my God. Hoe groot is U, wanneer die hele skepping bestaan. Hoe heerlik is U grote naam. U seun word mens in ons gebroke wêreld, kom vestig hy sy koningsheerskappy. Hy maak weer jou wat sonde hier gebreek het, hy bring weer hoop en redding op vir my. U maak ons deel van al die grootste werke,
dat die rein mag kom. En kom ik weer in heerlijkheid op wolken. Maak u volkomen niet uw eigendom. Dan word ek jou, my redder en my God. Hoe groot is U, hoe groot is U, wanneer die hele skepping dit saam. O heerlijk U grote naam. Dan word ek jou, my redder en my God. Hoe groot is U, hoe groot is U, wanneer die hele skepping dit saam. O heerlijk Ek het vir Tannie Lietjie maar vir 'n klein stukkie geken en ek het dit ook ervaar sommer in 'n klein stukkie, maar Louise het vir my gesê Tannie Lietjie was 'n baie liefdevolle mens gewees en dat 1 Korintiërs 13 natuurlik die lied van die liefde ook dan vir hulle daarom baie kosbaar is. So ek wil graag dat ons 'n bietjie kyk vandag na 1 Korintiërs 13 en daarmee saam ook 1 Johannes 4. 1 Korintiërs 13. Nou wys ek julle wat nog die allerbeste is. Al praat ek die tale van mense en engele, maar ek het geen liefde nie, het ek 'n stuk klinkende metaal, 'n galmende simbaal geword. Al het ek die gawe van profesie en ken ek al die geheimenisse en besit ek al die kennis en het ek al die geloof om berge te verset, maar ek het geen liefde nie, dan is ek niks. Nou deel ek al wat ek het aan ander uit en nou gee ek my liggaam prys om my daarop te kan beroem, maar ek het nie liefde nie, baat dit my niks. Die liefde is geduldig. Die liefde is vriendelik. Dit is nie afgunstig nie. Dit is nie grootpraterig nie. Dit is nie verwaand nie. Dit handel nie onwelvoeglik nie. Soek nie sy eie belang nie. Is nie liggeraak nie. Hou nie boek van die kwaad nie. Verbly hom nie oor die onreg nie, maar verheug hom in die waarheid. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. Die liefde vergaan nooit nie, maar die gawe van profesie sal verdwyn. Die gawe om ongewone tale en klanke te verbruik sal ophou. En die van kennis sal uitgedien raak. Want ons ken maar gedeeltelik, ons profeteer maar gedeeltelik, maar wanneer die volledige kom, sal wat gedeeltelik is, uitgedien wees. Toe ek 'n kind was, gepraat soos 'n kind, gedink soos 'n kind, geredeneer soos 'n kind. Maar nou dat ek 'n man is ek klaar met die dinge van 'n kind. Nou kyk ons nog in 'n dowwe spieël en sien 'n raaiselagtige beeld, maar eendag sal ons alles sien soos dit werklik is. Nou ken ek gedeeltelik, maar eendag sal ek ten volle ken, soos God my ten volle ken. En nou geloof, hoop en liefde bly. Hierdie 3. En die grootste hiervan is die liefde. En dan ook 1 Johannes 4. 1 Johannes 4 van vers 7 af. Geliefdes, ons moet mekaar lief hê, want liefde kom van God. En elkeen wat lief het, is 'n kind van God en ken God. Wie nie lief het nie, het geen kennis van God nie, want God is liefde. Hierin is God se liefde vir ons geopenbaar. Sy enigste seun het hy na die wêreld toe gestuur, sodat ons deur hom die lewe kan hê. Werklike liefde is dit, nie die liefde wat ons vir God het nie, maar die liefde wat hy aan ons bewys het, deur sy seun te stuur as versoening vir ons sondes. Geliefdes, as dit is hoe God sy liefde aan ons bewys het, behoort ons mekaar ook lief te hê. Niemand het God nog ooit gesien nie, maar as ons mekaar lief het, bly God in ons en het sy liefde in ons sy doel volkome bereik. Hieraan weet ons dat ons in hom bly en hy in ons, hy het ons sy gees gegee.
En ons het gesien en is getuie daarvan dat die Vader die Seun as redder van die wêreld gestuur het. Wie bely dat Jesus die Seun van God is, God bly in hom en hy in God. En ons ken die liefde wat God vir ons het en ons glo daarin. God is liefde. Wie in liefde bly, bly in God en God in hom. En hierin het sy liefde, die liefde sy doel volkome met ons bereik. Ons het niks te vrees vir die oordeelsdag nie, want in hierdie wêreld lewe ons reeds deur die liefde, net soos Jesus. Waar liefde is daar geen vrees nie, maar volmaakte liefde verdryf vrees. Want vrees verwag straf, en wie nog vrees het nie volmaak lief nie. En ons het lief omdat God ons eerste lief gehad. As iemand sê, ek het God lief en hy haat sy broer, is hy 'n leienaar, want wie sy broer wat hy kan sien nie lief het nie, kan onmoontlik vir God lief hê, wat hy nie kan sien. En hierdie gebod het ons van hom gekry. Wie vir God lief het, moet ook sy broer lief hê. In Korintiërs 13 begin met die woorde, nou wys ek julle wat nog die allerbeste is. Eintlik staan daar letterlik, nou wys ek julle die allerbeste weg. Die allerbeste pad. Die allerbeste pad. Liefde is die pad. Liefde is die allerbeste pad. Liefde is die pad na die hemel toe. Hierdie allerbeste weg. Een van die eerste maniere wat na Jesus se volgelinge verwys is daar's gesê, hulle is mense van die weg. In Handelinge 9, Saulus, die kerk van die Here Jesus begin vervolg het, voordat hy nog self tot bekering gekom het, dan staan dit weet hy die mense van die weg gaan uitsoek, om hulle te vervolg. Die mense van die weg, die mense van 'n pad. Toe Jesus gekom het, het hy nie net gekom en 'n klomp leerstellings vir mense en goeders, 'n klomp goeders kom leer nie. Nee, hy het kom lewe op 'n sekere weg, op 'n sekere pad, op 'n sekere manier, 'n sekere lewenswyse. 'n Lewenswyse wat so duidelik was, dat die mense wat van buite af as hulle moes sê, maar wie is hierdie ouens wat nou vir Jesus volg? Ja, dis die mense van daardie weg. Dis die mense van daardie pad. Jesus het self gesê, nee, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Daarmee het hy gesê, hy is die pad na die Vader toe. Hy is self die weg. Hy is die weg na God toe. En soos wat ons in 1 Johannes 4 gelees het, God is liefde. Hy is die weg van die liefde. Liefde is die weg, die allerbeste weg, die allerbeste pad, die pad na die hemel toe. Ja, natuurlik moet ek nou keer dat ek nie misverstaan word hier nie. As ek sê liefde is die pad na die hemel toe, dan sê ek nie dat ons kan met ons liefde verdien om eendag in die hemel te kom nie. Niks wat ons doen is 'n verdienste dat ons eendag in die hemel kan kom nie. Maar die hele pad waarmee ons in die hemel kom, is die pad van die liefde. Dit begin by God wat ons red uit liefde. Romeine 5 vers 8 sê, God bewys sy liefde vir ons juist daarin, dat hy ons gered het toe ons nog sondaars was. Toe ons nog sy vyande was, het God die inisiatief geneem om ons te red. En dan het ons nou hier in 1 Johannes 4 vers 17 gelees, want in hierdie lewe ons reeds deur die liefde, soos Jesus. Jesus het die pad van liefde kom leef, en nou as ons kinders van die Here word, dan beteken dit nie net ons weet maar 'n klomp goeders en ons weet ons gaan nou eendag hemel toe en dis ons sekuriteit dat ons eendag lewe en kan hemel toe gaan. Nee, ons het 'n totaal nuwe lewe. En hierdie lewe is die lewe van die liefde. Dis die hemelse manier van leef, nou reeds hier op aarde. Ja, en dikwels leef ons mense nie op die weg van liefde nie, op die pad van liefde nie. Selfs vir die Korintiërs, vir wie Paulus hierso skryf, weet hulle het maar ander paaie gehad, hulle het ander weë gehad.
baie keer was daar onenigheid onder hulle. Hulle het gesê, maar party sê, ek is vir Paulus, ek is vir Apollos, weet, en so het hulle vir hulle eie weë gesoek, volgens menslike oorwegings gesê, maar dis waarvoor ek staan. Dit is nie die werk van die liefde nie. Hulle het met mekaar vasgesit partykeer, en in hulle vassit het hulle mekaar sommer hof toe gesleep, en op die wêreldse manier dinge probeer uitsorteer tussen mekaar. Nie die werk van die liefde nie. Hulle het hulle soms oorgegee aan onsedelikheid en half trots en voldaan gesê, maar alles is my geoorloof, ek kan alles doen. My liggaam is maar net daar vir my eie genot. Dis nie die werk van die liefde nie. En selfs dan in die kerk het hulle self daar beroem, hulle het al die gawes, hulle kan allerhande buitengewone wonderlike goeders doen in die kerk, maar die manier wat hulle daai gawes beoefen het, was nie die manier van die liefde nie, want selfs deur die geskenke wat hulle van die Here afgekry het hulle self voorgedruk en ander mense uit die pad gestoot. Maar juist hier sê, kom Paulus vir hulle sê, maar nee, julle soek na al die paaie, maar kom ek wys vir julle die allerbeste pad. Die allerbeste pad is die pad van die liefde. Nou liefde is aan die een kant, het dit te maak met hoe jy oor jouself dink, en aan die ander kant het dit te maak met hoe jy oor ander mense dink, en hoe jy teenoor hulle optree. Hy sê die liefde is nie geafgunstig nie. Ek dink nie ek moet alles hê wat ander mense het nie. Liefde is nie grootpraterig nie. Ek soek nie dat ander mense my moet prys. Dat ek die een is wat gewild moet wees nie. Liefde is nie verwaand nie. Liefde maak dat ek my plek kan ken, dat ek nie myself allerhande goeders wil aanmatig, myself oral wil inwarm waar ek nie eintlik eers hoort nie. Liefde soek nie sy eie belang nie. Dit gaan nie oor my nie. Dit gaan nie oor my nie. Liefde is nie lig geraak nie. Liefde het nie hierdie groot tone wat almal net op enige iemand die hele tyd op kan trap. Ek weet, ek is die hele tyd die slagoffer. Nee, hoekom nie? Want dit gaan nie oor my nie. So selfs al het iemand my nie geag soos wat ek geag wou wees nie, dit maak nie saak nie, want dit gaan nie oor my nie. So in een manier is liefde 'n groot stuk nederigheid. Iemand het van nederigheid gesê, nederigheid is nie om minder van jouself te dink nie, maar om minder oor jouself te dink. Weet jy, hoef nie minder van jouself te dink nie. Nee, jy's 'n koningskind. Die Here, jy's gemaak na God se beeld. God is so lief vir jou. Jy leef as koningskind in hierdie wêreld. So jy hoef niks minder van jouself te dink nie. Maar dis juist omdat God in die eerste plek aan ons gedink het, omdat God sy genade oor ons uitgestort het, dat ek nie meer soveel oor myself hoef te dink nie. Dat ek weet, maar God, ek hoef nie meer jaloers te wees nie. Ek hoef nie lig geraak te wees as iemand anders my nie raak sien of my nie ag soos wat ek geag wil wees nie, want God het my eerste geag. Ek is vol van God se liefde. So daarom kan ek minder aan myself dink en meer aan ander dink. Ja, liefde dink anders oor ander. Die liefde is geduldig. Die liefde, die Engels is long suffering. Ek hou van die Sotho wat praat van piloetelele, 'n lang hart. Die liefde het 'n lang hart. Die liefde kan lank lief hê. Die liefde kan baie strooi van iemand anders vat. Lank opgeskeep wees met ander. Want ek weet, want God het soveel geduld met my. So hoekom kan ek nie maar ook lank geduld met iemand anders hê nie? Liefde is vriendelik, ja, en dis vriendelikheid in die sin van soos wat ons dit ken, dat ons vir mekaar vriendelik groet. Maar weer eens van die vertalings gaan, soos die Engels praat van kind. Dis daai sagtheid. Dis daai persoonlikheid waaraan ander mense kan
tuis kom, waarin hulle op hulle gemak voel. Mooi wees met ander. As jy die liefde tree nie onwelvoeglik op nie. Dit gaan oor om nie onbeskof te wees nie. Om weer eens so te wees dat mense veilig voel by jou. Dat hulle geag voel by jou. En die liefde hou nie boek van die kwaad nie. Ingestel op die goeie, nie op die slegte nie. Ek hou so daarvan hoe iemand dit sê. Hy sê ons moet mense uitvang, goeie dinge doen. Kyk, as ons is mos gewoonlik teenoor mense wat by jou werk of teenoor jou kinders of so iets, baie keer het ons ingesteldheid van ek wil jou uitvang vir die slegte goeders wat jy doen. Weet, ja, jy het nou alweer gejok, ek het jou uitgevang. Jy was alweer lui gewees, nee, ek het jou uitgevang. Ek het jou uitgevang, jy het my gesteel. Maar ek het meer as wat ons daai ingesteldheid moet hê van om te soek na die slegte, moet ons die ingesteldheid hê om te soek na die goeie. Om ons te verheug in dit wat goed is, nie dit boek te hou van dit wat kwaad is en dit uit te soek nie, maar iemand te probeer uitvang goed doen. Jy het gedink jy gaan nou weer wegkom. Ja, ek sien wat goed het jy gedoen. Ja. Dat ons mekaar uitvang goed doen. Dat ons soek om mense eerder die goed in mense raak te sien. Maar nie te verbly oor die onreg nie. Veral die onreg wat selfs aan my vyande gedoen word. Die mense wat aan my onreg gedoen het. Nee, ek is nie bly daaroor nie. Maar verheug in die waarheid. Wat is hierdie waarheid? Die waarheid is wanneer Christus se lig in mense se lewens skyn. Wanneer Christus mense begin nuut maak. Ja, wanneer juis ook die slegte die vuil uitkom omdat sy lig daarop skyn. Maar juis in daardie omstandighede dat Christus se lig, sy nuutmaking, sy skoonmaking, sy vergifnis, alles in mense se lewens begin deurbreek. En dan sê dit die liefde bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. As ek daai alles hoor, dan sien ek God se groot genade hande wat net toevou, wat heeltemal toevou. Weet, ek is nog steeds, ek het so baie wat nog verkeerd is. Ek self, daar's met my soveel geduld nodig. Maar wat kom doen God? Hy kom vou ons heeltemal toe. En dit wat Jesus vir ons gedoen het aan die kruis, kom vou hy ons totaal toe. Alles, al ons verkeerd, kom vou hy toe. Selfs al ons liefdeloosheid, kom vul hy toe in sy groot genade. Ja, natuurlik is dit vir ons moeilik as dit sê, bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles, weet, want ons kan tog nie so naïef deur die lewe gaan nie. Daar is baie keer in verhoudings wat ons seer kry en so en wat ons maar grense moet trek en sê om onsself te beskerm, maar selfs binne daai grense dat dit nog steeds nooit 'n hoop verlore is nie, dat dit nooit 'n afskryf is nie, dat ons in alles begin bly glo God se genade vir elke mens en dat ons juis daardie mense ook wees wat mense toevou in God se alles omvattende genade. En dan sê dit, die liefde vergaan nooit nie. Dis eintlik waar ek vind, ons vandag moet klaar maak en stilstaan. Die liefde vergaan nooit nie. Dan begin gesê, die liefde is die pad na die hemel toe. Dis 'n pad wat begin en hy gaan tot in die hemel in. Vir altyd. Ander dinge vergaan. Ek dink so aan Psalm 103 wat sê die mense soos gras en dit in die oggend lyk nog goed en hier teen die middag het dit al verwelk, maar onverganklik is die liefde van die Here. Vir altyd. Onverganklik. Altyd daar. Al die ander goeders sal iewers vergaan. Alles het 'n begin en 'n einde.
Ag, is my snaakse voorbeeldjie, ons pak ook nou maar in hierdie tyd van my pa is so goeders op, weet, soos wat hulle goedjies maar kleiner en minder raak en so aan, en daar was nog hierdie hele klomp kassette gewees, en 'n kasetspeler en so, en naderhand het ou net nie meer plek vir al hierdie goeders nie, en ek gee hierdie kasetspeler vir die ou wat by my werk, seker omtrent so 30 jaar oud ou, kasetspeler en 'n klompie skoon kassette en sê maar weet, laat jou kinders daarmee speel en hulle kan opneem en terug. Hy wil weet, maar wat se ding is hierdie? Hy is omtrent 30 jaar oud, dis die heel eerste keer in sy lewe wat hy 'n kaset sien. En vir ons was 'n kaset, toe jy van 'n kaset af aangegaan en na 'n plaat, jy kan opneem met hierdie ding, weet en as jy dubbel kaset speel, dis net 'n ongelooflikste ding gewees. En dis verby. Dis heeltemal verby. En so in ons lewens sal baie van die groot goeders waarna ons jaag en baie van die goeders waaroor ons vandag bekommer en wat ons lewens omdraai, gaan oor 'n klompie jare gaan dit verby wees en daar gaan niks van oor wees en niemand gaan enigiets daarvan onthou nie. Maar die liefde vergaan nooit nie. Die liefde sal vir altyd bly. En so ook het aan die lientjie 'n klomp goeders in haar lewe gedoen en is wonderlik, maar op die einde van die dag, die rimpelings wat vir altyd sal bly uit haar lewe, is die liefde. Die liefde vergaan nooit nie. Dit gaan vir altyd en vir altyd en vir altyd en vir altyd aan. En God se liefde in ons lewens, jy's ook daai waar ons deur ons broosheid gaan en ons gaan deur die dal van doodskade weer, dan is dit sy liefde wat vir ons hou en vir ons dra al die pad tot in sy liefdevolle teenwoordigheid in die hemel in. En so is die liefde die pad hemel toe. 'n Pad wat ons op 'n manier die voorreg gehad het om dan liedjie se lewe te kan sien. 'n Pad wat ons ook moet kies elke dag om te stap op die pad van die liefde agter die Here Jesus aan. Kom ons bid. Dankie ons Hemelse Vader. U is liefde. U is liefde. Meer as net om lief te hê, is dit absoluut wie U is. En ons het dit net so in ons eie lewens gesien, dat U vir ons lief gehad het, toe ons nog geleef het as U vyande. En tot vandag toe dat U hierdie liefde van bedek, alles glo, alles hoop, alles verdra, alles, daai alles omvattende liefde, dat ons in hierdie oggend kan kom veilig voel, dat ons kan kom tuiskom in U liefde. En dat dit daardie liefde is wat vir ons troos, wat vir ons heel maak, wat vir ons verseker dat al gaan ons in hierdie lewe deur swaar en deur hartseer en teleurstelling en dinge wat vir ons laat twyfel en partykeer laat ver van U af voel, dat dit U liefde is wat vir ons deurdra. Baie dankie vir die getuienis van liefde uit aan die lientjie se lewe ook. Dat U vir ons ook die geskenk van liefde, spesifiek vir hierdie gesin en familie, die geskenk van liefde gegee het, deur haar. En ek bid ook dat haar liefde, dit sal wees ook wat vir hulle in die dae en die jare wat kom, sal bly troos, sal bly vreugde gee, sal bly inspireer, sal bly hoop gee. En dat dit vir hulle ook sal deurdra tot die einde toe. Here, ons wil onsself so in U hande kom oorgee en ons bid, Here, leer vir ons op hierdie pad van liefde. Geef vir ons meer en meer en meer dat ons U liefde sal verstaan en daaruit sal leef en dat U liefde hemel op ons aarde sal bring. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ek wil dan graag vir Louise en vir Lee geleentheid gee om vir hulle te blyk.
Ons moeder was 'n geliefde mens, en vrolik en gelukkig. Sy was 'n opgeruimde bondel energie, haar lewe lank. Sy het nooit aan mense laat blyk dat sy 'n groot hartseer binne in haar ronddra nie. Waar sy gegaan het sy mense opgebeur en hulle gou lief gemaak vir haar. Sy was haar hele werkende lewe, was sy 'n Engelse onderwyseres en selfs jare na sy afgetree het, en soos daar deur die strate in Pietersburg loop, dan kom daar iemand aan en dan sê hulle, "Hallo ma'am," sy het Engels gegee. En hulle was altyd so bly om haar te sien. Ons sal haar altyd bewonder vir die vrede wat sy gehad het met die stadium van die lewe waarin sy haar bevind. Ek en my sus het haar so 8 jaar terug oortuig om haar lewe van omtrent 48 jaar in Pietersburg op te gee en Hoopstad te trek. Sy het nie eers die plekkie gesien wat ek vir haar gekry het nie. Ek en my een skoondogter het haar meentuis in Pietersburg gaan oppak, en my sus het gekom, ons het haar nuwe huisie gemeubileer, terwyl sy op die plaas gewag het. Sy het hier in haar nuwe huisie ingestap, nooit gekla dat sy nie hier wou wees nie. Toe die tyd kom dat sy nie meer kans gesien het om haar motor te bestuur nie, het sy eenvoudig haar motor verkoop. Ons as haar kinders het nooit nodig gehad om daai besluit namens haar te neem nie. Daar was net 'n vrede in haar wat alle verstand te bowe gaan. Die volgende stap, nadat sy geval het en Bloemfontein toe moes trek, was daar weer eens net aanvaarding. Ek was bevoorreg om haar die laaste jaar so naby my te kon hê, dat ek elke dag kon gaan inloer. Op 'n manier het sy nooit geskop teen die onvermydelike nie. Dit hou ek in my hart en streef daarna om ook so te wees as ek daardie hoë ouderdom bereik. Sy het 'n sê-ding gehad waar volgens sy gelewe het, en dit kom neer op die volgende. If life is too short, even for love, then why waste time in discontent? Louise praat van toe ons my ma moes oortuig om die Vrystaat te kom. Moet ek hier nader bring? My ma moes probeer oortuig, want sy was 'n baie lang lewe in Polokwane. En ons strategie was, ons vat haar weg vir 'n naweek, en ons treat haar verskriklik, en dan plant ons 'n saadjie. En ons ry toe die dag deur van Maguwas Kloof op 'n agterpad om te gaan kyk na die azaleas wat so blom. En ons besluit nie, ons gaan nou bietjie na 'n ander paadjie toe kyk, en ons ry af op 'n pad wat Mrs. Google nie eers erken het nie. My sus loop, sy klim oor boomstompe, sy trek takke uit die pad uit, en sy sê, maar ons gaan hier afry. Daar's niks op Mrs. Google nie, en haar battery is pap van haar selfoon. Op die ou end kom ons en ons besluit, nou gaan ons moet omdraai, want hierdie pad gaan nêrens heen nie. My ma het so teruggesit, en haar lyfie al hoe kleiner en kleiner gemaak, en haar agterste sitplek en gesê, hier kry hulle vir ons nooit weer nie. So, maar, toe ons terugkom by die plek waar ons gebly het, maak ons 'n vuurtjie in haar kamer, of in my kamer, net om te ontdek dat daar byenes is. En daai bye kom uit daai skoorsteen uit in die kamer in. Nou tot vandag toe weet ons nie of dit die verdwaal of die bye was, wat my ma het besluit het, miskien gaan die Vrystaat vir haar beter opsien. So, trekery om haar hier te kry, Vaderland, ons het 2 Oshkosh trokke nodig gehad om net al geborduurde hempies en haar ringe waarvoor sy so lief was, opgepak te kry. As ek dink aan sekere insidente, en ons neefie gaan onthou, toe reën dit op 'n stadium, toe ons nog in die Heidelberg Transvaal. Toe is my ma die eerste een, ons het so 'n huis gehad met so wal af, daai tyd was dit vreeslik mode. My ma was die eerste een wat op 'n stuk karton van die wal af op die sneeu afgegly het onder toe, want dit was vir 'n lekker ding om te doen. En op 'n kol was daar een of ander belangrike funksie aan, dit was seker maar by die tennisklub of iets. En haar haardroër breek op daai oomblik, en ma se hare moes altyd netjies gelyk het. Wat doen sy? Sy sit die oond aan,
steek haar kop in die oond in, om haar hare droog te kry. Want jy kan nie met die mekaar kop by die tennisklub uitkom vir 'n partytjie. Op 86, toe sê een van my neefies se vrou, maar ouma, jy kom ons lekker dans. Hoekom dans jy nie op die tafel nie? En op daai stadium was my ma by my vir Kersfees. Sy klim op die tafel en sy dans. Ons moes haar dan wel afhel, maar sy kon self opklim en self dans. En glo vir my, sy daai lyfie geskik in te dans. Die sê goed van haar, is ook goed dat ons altyd sal bybly. Ons weet almal hoe baie het sy geëet, né? Dit was so baie soos dit. En dan as sy klaar geëet het, dan sê sy altyd, ek is nou so dik so 3 donderwede, ek weet nie of ek moet uitsak optree nie. En terwyl ons nou praat van die donderwede, toe sê sy altyd, as jy jou bek uit die weer uithou, gaan jy nooit verkeerd wees nie. En as kinders moes ons groot word om te hoor van uilspiel. Nou kyk, as ek uilspiel sê, dan gril ons al klaar. Want as daar iets verkeerd geloop het, had my ma gesê, weet jy wat het uilspiel gesê? En dan doen sy dit net daar. Maar ons weet, uilspiel het gesê, alles wat jy oorkom, doen jy jouself aan. En tot vandag toe uilspiel ons tweetjies mekaar nog, die hele tyd. In die kar, ons weet baie keer dat die Leroux bloed maar baie keer bietjie, hoe sal ek sê, opstandig kan wees. En in die kar as jy mens moet bestuur, kan jy mens maar baie keer nie so gaaf wees met die mense om jou nie. Maar so net daar voor die stuur weer, het sy so dingetjie gehad wat gesê het, bless them. Met ander woorde, nie kwaad word nie, bless them as jy so ry. En haar grootste speletjie, tot vervelings toe, wat nooit opgehou het nie, is om ruimpies te maak met nommerplate. Sy het byvoorbeeld vir FFS, sal sy sê, fantastiese viertjieslet. Want daar was altyd een of ander woord wat jy glad nie verwag het nie, wat deel was van die nommerplate, as sy nie ruimpies gemaak het. Eet vaderland, een vir een ertjies uit haar kos uitkrap, want ertjies was nou nie die ding wat sy van gehou het nie. Hier, by hierdie wonderlike plek waar sy gebly het en so verliefde gekry het en so gelukkig was, het hulle vir haar ouma bietjie genoem. Want maak nou maar nie saak hoeveel kos daar was of nie was, hoeveel hulle vir haar opgeskep het nie, dat sy altyd gesê, net 'n bietjie, net 'n bietjie. So ouma bietjie dink ek sal voortleef hier by die Hoofstad, waar sy so happy was. En haar grootste ding was, sy kan nie suiker eet nie. Sy kan nie suiker eet nie, sy drink nie suiker daarteen nie, maar die vader hoor vir my. Die hoeveelheid wit chocolates en marshmallows, wat ons vir daai vrou moes koop. Vir 'n vrou wat nie suiker geëet het, kon jy 'n fabriek oopgemaak het met al daai chocolates. So, ten laaste het sy altyd vir ons gesê, ook tot vervelings toe, ek wens ek kan daar wees as julle die dag my laaste gebod maak. So ek wil net graag weet wat julle gaan doen en wat julle gaan sê. Sy het gesê, julle gaan lag en skel. Ons het gelag en geskel. Ons het afgekom op gediggies wat sy geskryf het. Nie geweet sy doen dit nie. Die mooiste gediggie vir my sis en vir my. Nie as in 'n boekie, 'n arbitrêre boekie wat jy miskien sommer net sou vat en weggooi eintlik, want dis notas en dan is daar ander goedjies wat nie sin maak nie. Maar kom ek lees vir julle wat sy geskryf het. Die gediggie wat sy vandag vir ons saamgee. Die einde van my lewenspad. My lewenslig het my reeds verlaat. Ek vra geen somberheid, wees bly, vir 'n siel nou vry. Mis my, maar laat my gaan. Ek sien en verstaan met traan, onthou die liefde eens gedeel. Ek vra nie veel, onthou my. Mis my, maar laat my gaan. Ek reis alleen soos beplan. Dis deel van die meester se plan. 'n Weg na my hemelhuis. Mis my, maar laat my gaan. Kyk na bo verleiding en krag, so sal jou smart versag. Bid vir 'n rustige nag. Mis my, maar laat my gaan. En dit is dit die aan die geskryf. Dankie.
dankie, dis so spesiaal. Ek wil graag dan vir Nikkie, miskien vir ons hier bedankings te doen. Ek lees hierdie namens ons almal. Dankie vir almal wat hier is. Ons waardeer die omgee. Almal hier is kosbaar vir ons. Sal niemand hier spesifiek uitsonder nie. Egter spesiale dankie vir die mense van ver waardeer dit. Dankie vir al die oproepe en boodskappe wat gestuur is van vriende en geliefdes na ouma se dood. Die onderskraging, medelee en omgee en veral die liefde vir ouma is kosbaar en ons koester dit. Dankie aan die personeel en caretakers by Kwanda Care, want daar met soveel liefde en meelewing en veral die laaste 4 maande opgesien het. Dankie aan Lorraine, Marley en al die personeel hier by Hoofstad se huis vir die jaardes. Julle liefde en omgee vir haar, vir die feit dat niks ooit te veel moeite was nie, sover as haar welsyn aangegaan het. En die personeel wat vir ouma Bietjie met 'n sin van humor geakkommodeer het. Die liefde wat sy vir almal hier altyd uitgespreek het, is so kosbaar. Dankie aan die vriende wat sy gemaak het hier in Hoopstad. Elkeen wat 'n inspraak gemaak het in haar lewe en wat dit vir haar lekker en maklik gemaak het om van Pietersburg af te trek na 'n plek waar sy amper niemand ken nie. In haar 8 jaar hier was sy so gelukkig en sy het so baie gesê hoe sy dit love. Grotendeels oor die spesiale mense, van tuinman tot bestuur, tot skoonmakers, kombuispersoneel en verpleegpersoneel. Juma, dankie vir die kennisgewing van die gedenkdiens, so stylvol, elegant en anders tyd het gedoen, wat ouma se wese presies reg vasgevang het. Dankie Dominee Frans, wat die gedenkdiens vir ons behartig het. Sy was altyd so mal oor jou preke, en dit was haar wens dat jy ons vandag lei. Avalon Funerals, spesifiek Luca Crispin, dankie vir die professionaliteit en empatie. En veral vir die afhandeling van al die papierwerk wat pynloos en sonder enige omslommernis hanteer is. Baie dankie vir die dames van die wijk vir die toebroodjies en Michelle van Broe maak het vir die ekstra eetgoed. Dan Ma en Lee, baie dankie vir die voorbeeld wat julle vir ons gestel het oor hoe kinders vir hulle ouers moet sorg. Dankie vir die sorg en omgee vir ouma, veral nadat sy Hoofstad toe getrek het, Ma, en nog meer vir die laaste jaar. Hoe Ma met sorg, omgee, geduld, verdraagsaamheid en meer as alles met liefde en deernis na ouma omgesien het. Lee, dankie dat jy elke dag vir ouma gebel het. Liewe familie en vriende, by hierdie oomblik van afskeid beleef ons hartseer en verlies baie swaar en is ons opnuut getref deur die realiteit van ons menswees, dat ons verganklike mense is en dat die dood enige tyd ook in ons lewens kan intree. As gelowiges in die opgestaande Here Jesus Christus, vul ons geloof ons egter met vrede en hoop te midde van aardse hartseer en ontsteltenis. Net so seker as wat hierdie afskeid van Helena en Natalie Leroux vandag finaal is, so seker is ons daarvan dat Jesus weer sal kom, dat hy ons sal red van die graf en met liefde en ontferming kroon. Ons glo opnuut dat Jesus Christus vir Tannie Lientjie gaan plek voorberei het in die Vaderwoning. En dat hy ons ook sal kom haal om vir ewig by hom te wees. Vandag eer ons die Here vir Tannie Lientjie se geloof en vir die bevestiging uit sy woord dat ewig geloof en ewig sal lewe. Daarom bely ons ten spyte van ons harte wat vol hartseer is. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here,
wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, sterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat het op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in 'n algemene Christelike kerk. Ek glo in die opstanding van die dode en van die lewe van 'n toekomstige eeu. Waar ons nou afskeid neem van Tannie Lientjie, bou ons op die woorde van ons Here en Heiland wat gesê het, ek is die opstanding van die lewe. Wie in my glo sal lewe al sterf hy ook. En elkeen wat lewe en in my glo sal in alle ewigheid nooit weer sterwe nie. Ook het Jesus verklaar, moet nie bang wees nie, dit is ek, die eerste en die laaste en die lewende. Ek was dood en kyk ek lewe tot in alle ewigheid. En ek die sleutels van die dood en die doderyk. Omdat Jesus uit die dood opgestaan het en lewe, sou ons wat glo ook uit die dood opstaan en saam met hom lewe. Jesus het met sy opstanding uit die dood oorwin, en daarom treur ons wel, maar treur ons nie soos mense wat geen hoop het nie. Deur die dood roep God die ongeloofige mens tot bekering, en sy kind tot nuwe toewyding. En Jesus het vir ons aan die kruis gesterf, sodat ons nie meer vir onsself moet lewe nie, maar vir hom wat gesterf en vir ons opgewek is. Daarom kan ons saam met Paulus sê, as ons lewe ons tot eer van die Here, en as ons sterf ons tot eer van die Here. Of ons dan lewe of ons sterwe, ons behoort aan die Here. Geliefdes, omdat ons weet dat die dood ook op ons wag, laat ons God bid om ons te leer om ons dae so te gebruik, om die wysheid te bekom, sodat ons die kosbare tyd van ons lewe wat nog oor is, so sal bestee, en alles wat ons doen, tot verheerliking van God sal wees. Aan hom kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Here, so kom ons voor U, en in hierdie tyd van afskeid is ons oë op U gerig. En bid ons, Here, dat U in hierdie tyd van afskeid ons regtig sal toevou in U genade, in U troos, in alles wie U is. Ons bid, Here, dat U die een is wat elke oomblik van die pad verder vir ons sal lei op die pad van liefde. Amen. Ons gaan nou sing Praat ek mense engele tale, lied 530. Symbole, blanke sonde.
liefde van God ons Vader en die genade van ons Here Jesus Christus en die gemeenskap van die Heilige Gees met die elkeen wees en bly. Amen. Daar gaan nou 'n geleentheid wees vir 'n finale afskeid wat as jy wil net 'n roosblaartjie kan kom neem en daar by die voete afskeid neem. Kom ons vra miskien so van agteraf, die mense wat wil dat jy kom afskeid neem en dan laaste die naaste familie. Dankie.